Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ek gaan vraag 8 van die 2021 vraestel met jou bespreek. Soos wat jy reeds weet, trieg is 'n baie groot gedeelte, 27% van jou vraestel. Hier sien jy nou die vraag. Ek stel voor jy pause die video en probeer gou die vraag self beantwoord en dan gaan kyk jy na my verduideliking. In die diagram hieronder is T 'n haak aan die plafon van 'n kunsgalery. Punte Q, S en R is op dieselfde horisontale vlak vanwaar 3 mense die haak T observeer. Die hoogtehoek van Q tot T is X. QSR is 90 grade plus X, QRS is X en QR is 5 eenhede. TS is gelyk aan SQ. 8.1 bewys dat QS is gelyk aan 5 tan X. Goed, ons werk in driehoek QSR, daardie ene wat geskakeer is, en ons gaan die sinusreël gebruik. Ons gaan skryf sin S op QR is gelyk aan sin R op QS, die een wat ons wil bereken. Dan, hoek S se grootte is mos 90 plus X, QR se lengte is 5. Sin R se grootte is X, dis vir ons gegee, en QS is die een wat ons wil weet. Dan, in die volgende stap, sin 90 plus X word herlei na cos X toe. En nou in die volgende stap gaan ek vir QS die onderwerp van die formule maak, deur daai QS te vermenigvuldig en cos X te vermenigvuldig, en dan sin X op cos X is mos tan X. En daar is jou 3 punte. Dat jy gesien het, ons moet die sinusreël gebruik en dit in te vervang, dat sin 90 plus X cos X is, en dan die finale antwoord. 8.2 bewys dat QT gelyk is aan 10 sin X. QT is hierdie daar. Ons sien dat hierdie 'n gelykbenige driehoek is, so hoek T se grootte is ook X, en dan kan ons hoek S se grootte uitwerk deur te sê 180 grade minus 2x die binnehoeke van 'n driehoek. En dan in die vorige som het ons uitgewerk dat QS se lengte is 5 tan X, en daarom gaan TS se lengte ook 5 tan X wees, want dit is 'n gelykbenige driehoek. En nou kan ons sien, ons gaan die kosinusreël gebruik, want ons het 2 sye en 'n ingeslote hoek, dan is dit altyd die kosinusreël. So ek skryf die kosinusreël neer, en ek vervang. Nou, nadat ek al die waardes vervang het, die volgende stap hier gaan wees 5 tan X gekwadreer verander na 25 tan kwadraat X. En dieselfde daar, 25 tan kwadraat X, en nou wat het hier gebeur? Ek het gesê 2 maal 5 is 10, maal 5 is 50, en tan X maal tan X is tan kwadraat X. Nou in die volgende stap gaan ek hierdie 25 tan kwadraat X plus 25 tan kwadraat X by mekaar tel. En wat ook gebeur is hierdie gedeelte hier, cos 180 minus 2x. Dit is 'n herleidingsformule en ek gaan dit herlei na cos 2x. Maar jy moet versigtig wees, want cos 180 min, dit is sin se kwadrant, 180 min. Daarom word dit min cos 2x. En dan 'n minus maal 'n minus is 'n plus. In hierdie stap, die volgende stap, ek vind 'n 50 tan kwadraat x en 'n 50 tan kwadraat x, so ek gaan faktoriseer. Ek gaan daai 50 tan kwadraat x gemeenskaplik uithaal en daar bly oor 1 plus cos 2x. Dan hierso vind ek 'n dubbelhoek vir cos 2x. Op die formuleblad is daar 3 opsies.
ek het gekies die opsie 2 cos kwadraat x min 1. Dan sê jy, plus 1 min 1 kanseleer mekaar uit, en nou het jy daai. Dan gaan jy sê, 50 maal 2 is 100, tan kwadraat x, cos kwadraat x, en dan tan kwadraat x is mos sin kwadraat op cos kwadraat, die quotient identiteit. En dan cos kwadraat x en cos kwadraat x kanseleer mekaar uit, en dan het jy nou daai, maar jy wil nie aan die linkerkant kt kwadraat hê nie, jy wil net kt hê, so daarom trek jy die vierkantswortel, en die antwoord is mooi. Kt is 10 sin x. Waar is die punte? Die punte is die cosinus reël, die vervanging, dat jy gesien het, cos 2x is 'n dubbelhoek, die quotient identiteit tan wat sin op cos is, en die finale antwoord. Bereken die oppervlakte van driehoek TQR as TQR gelyk is aan 70 grade en x is 25 grade. Die oppervlakte van driehoek TQR is dan half TQ maal QR sin TQR, en dan TQ het ons mos nou net in die vorige vraag uitgewerk as 10 sin x. Maar nou gee hulle vir ons dat x is 25, dis waar dit vandaan kom. QR is 5 en dan sin 70, want hulle het ons gesê dat hoek TQR is 70. Jy sleutel alles in jou sakrekenaar in en jy kry die oppervlakte van die driehoek is 9,93 eenhede kwadraat. Waar is die punte? Oppervlakreël, antwoord. Ek het ook vir jou playlists van die graad 11 en 12 trig aangeheg. As jy na die volgende vraag toe wil gaan, klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie vraag te neem. Dit gaan nou vraag 9 van die 2021 vraestel wees en dit is Euklidiese meetkunde.